Goeiedag, welkom by Tabernacle se aanlyn diens en ons is opgewonde om aan te gaan met die fondasie reeks. Ons is besig met reeks 3 waar ons gaan praat oor 2 verskillende en 2 nuwe fondamente. Laasweek het ons gepraat oor die aspek van geloof en ook bekering, ons eerste en tweede fondament, en vandag praat ons bietjie oor gehoorsaamheid waar ons gaan fokus en stil staan oor die doop. Ons teksvers vir Augustus en hierdie reeks is in Hebreërs 6 vers 1 tot 3. Kom ons hou op om oor en oor te konsentreer op die basiese aspekte van Christendom. Kom ons gaan eerder verder en word geestelik volwasse. Dit behoort tog seker nie nodig te wees om nog 'n keer die fondament te lê deur te praat oor die noodsaaklikhede dat ons van ons ongelowige lewens moet bekeer en God moet glo nie. Of oor die verskillende vorme van doop, die handeoplegging of die opstanding van die dooies en die ewige oordeel nie. Daarom sal ons, as God dit toelaat, binnekort vir ons 'n betoog begin voorsit. Hierso lees ons en ons praat oor die derde fondament waar dit praat oor verskillende dope. So ons gaan 'n bietjie gesels oor die doop en wat die doop vir ons beteken, wat die Bybel sê oor die doop, hoekom ons gedoop moet word en dan ons derde punt gesels oor hoe ons gedoop word en wie gedoop moet word. Die eerste punt wat ons maak is, wat leer die Bybel ons van die waterdoop? Soos ons kan sien, is hierdie 'n belangrike aspek van Christen fondamente. Dit is 'n fondasie wat gelê is dat ons gedoop moet word. Petrus skryf in Handelinge 2 vers 3 tot 7, sê hy dat na hy gepreek het, vra die mense, wat moet ons doen? En Petrus sê, kom tot inkeer, bekeer, maak reg met God, tweede fondament, glo, en Christus en word gedoop in die naam van Jesus Christus, sodat julle sondes vergewe kan word en julle die Heilige Gees kan ontvang as 'n gawe. Die boodskap wat Petrus hier gestuur het en vir ons gee, is dat wanneer ons bekeer, is die volgende stap dadelik om gedoop te word. En ons lees dat bekeerlinge is altyd gevolg deur mense wat gedoop is. Wanneer hulle aangeraak word met Petrus se preek en die woorde wat hy gesê het, vra hulle van hulle soek meer, soos, wat moet ons doen? En daar gee hy vir hulle duidelike instruksies wat gedoen moet word. En hy gee dadelik die eerste en die tweede fondament, hy sê vir hulle, julle moet bekeer, julle moet in God glo. En dan sê hy, die tweede fondament is, laat jou doop. En dit lei dan die derde fondament en die vierde fondament, wat ons volgende week oor gesels, wat doping is met die Heilige Gees. Sien, te veel Christene is nog nie gedoop nie. En dit is omdat hulle dalk nie reg geleer is nie, daar is 'n klomp redes van hulle voel hulle is nie reg nie, maar dit is 'n basiese beginsel van ons goddelike geloof. Dit is deel van ons fondasies en dit is iets wat baie Christene nog moet doen en die stap van gehoorsaamheid moet volg. Ons is van die mening dat jy uitmis op die volheid van jou verhouding met God en dit wat God vir jou beplan het, as jy nog nie hierdie stap van doop geneem het nie. So nou wil ons 'n bietjie praat oor hoekom is waterdoop so belangrik en ons gaan 4 spesifieke redes vir julle gee. Die eerste rede is, ek doen dit uit gehoorsaamheid, uit 'n opdrag wat Jesus vir ons gegee het. Die Nuwe Lewende Vertaling sê vir ons in Matteus 28 vers 18, sê Jesus, gaan maak disippels van alle nasies en doop hulle. En dan leer hulle om alles gehoorsaam te wees wat ek aan julle oorgedra het. As 'n koning 'n opdrag gee, is dit 'n opdrag wat gegee word en ons moet gehoorsaam wees teenoor die opdrag. Hierso is Jesus die koning van konings en hy gee vir ons 'n opdrag. Hy sê vir ons, laat julle doop, maar baie van ons volg nie altyd deur op daai opdrag nie. Die tweede punt is, waterdoop is 'n verseëling van my nuwe verhouding met God. Dit is soos 'n seël. Dit is 'n verbond wat tussen 2 mense gevorm word en aangegaan word en dit bestaan vir ewig tot die dood beëindig. Baie keer soos huwelik. Soos as jy kyk na die ring wat op my vinger is. Hierdie is 'n teken, 'n seël wat wys dat ek met Melandrie getroud is. Ek is nie met die ring getroud nie, maar die ring wys dat ek getroud is. En so is doop 'n verseëling van ons verhouding met Jesus. Dan die derde punt, doop simboliseer 'n begrafnis van my ou sondige mens. Wanneer ons kyk na profetiese handelinge, is dit baie keer iets fisies wat gedoen word, wat 'n geestelike betekenis beteken. Ons lees in Romeine 6 vers 3 tot 4. Of het julle vergeet dan, dat ons met die doop een geword het met Christus Jesus, en so saam met hom gesterf het. Deur die doop is ons saam met hom begrawe as mens, en ons deel in sy dood. En nou kan ons, net soos Christus, wat deur 'n heerlike magsdaad van die Vader opgewek is, ook 'n totale nuwe lewe. Tydens die doop maak ek 'n publieke aankondiging en ek sê dat my ou sondige mens gesterf het en begrawe is, omdat ek 'n nuwe mens in Jesus geword het.
Die laaste punt is doop simboliseer 'n huwelik. Baie selfs soos 'n sealing is daar huwelik wat plaasvind dat ek is nou op 'n plek wat ek en Christus een geword het. Ons word een met die doop. Ons lees dit in Galasiërs 3 vers 26 en 27. Almal wat deur die doop met Christus een geword het. Dit is 'n huwelik wat vorm. Dit is ook 'n publieke belydenis dat ek nou aan Jesus behoort en dat ons een is. Nou ons wil net jou herinner dat ons sê nie jy's ongered as jy nie laat doop nie. Ons sê ook nie dat God jou nie liefhet nie en dat jy nie 'n Christen is nie. Maar ons sê wel dat wanneer jy gedoop word, dan kan jy God se volle skepingsdoel vir jou lewe begin uitleef. Gehoorsaamheid aan God veroorsaak dat ons nie in volle krag en seën alles kan beleef wat ons graag wil beleef nie. So dis hoekom dit belangrik is om hierdie stap van gehoorsaamheid en van doop te neem. Die derde punt wat ons oor praat is, wie word gedoop en hoe word hulle gedoop met die waterdoop? Die heel eerste punt wat ons wil maak is, mense het altyd self gekies om Jesus te volg en daai mense is gedoop. Ons lees in Matteus 28 vers 19, waar Jesus sê, maak disippels van alle nasies en doop hulle. Nou 'n disipel wys dat dit is iemand wat gekies het om iemand anders te volg. So dis 'n keuse wat alreeds gemaak het. Hulle het self gekies om te volg en hulle het hulle self laat doop. So weer eens, hulle het self die keuse gemaak om gedoop te word. En daarin gaan die vers verder en ons lees in die skrif waar dit sê dat daar is niemand in die Nuwe Testament wat gedoop is wat nie self dit gekies het nie. Elkeen van hulle het self gekies om gedoop te word en self gekies om Jesus te volg. Ons lees ook in Handelinge 2 vers 38 en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word. Ons lees nêrens in die Nuwe Testament van enige iemand wat tot geloof gekom het en nie gedoop is nie. Hulle het self gekies om gedoop te word, hulle het self gekies om Jesus te volg en dit was 'n keuse wat hulle gemaak het. Dan die tweede punt, hoe doop ons? Ons lees dat doop plaasvind deur onderdompeling. Die woord doop of baptism, sy Griekse woord is baptizo en dit beteken om onder te dompel, to submerge. Dis ook dieselfde woord wat gebruik geword het as hulle praat van 'n skip wat ondergegaan het. So hierdie woord beskryf dat die doper en die dopeling onder die water ingegaan het. En dit is ook interessant dat ons lees dat die doper, die persoon wat gedoop het, en dan ook die persoon wat gedoop word, is albei saam in die water in, en die doper het die dopeling onder die water ingedruk. Ons lees ook in Matteus 3 vers 16, en nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim. Dit dui aan dat hy binne in die water was en uit die water uitgekom het. Ons lees ook in Handelinge 8 vers 36 tot 39, waar Filippus die evangelie met iemand gedeel het en hy hulle ook gedoop het, staan daar, en hulle het albei in die water afgeklim. Filippus het die hoofdienaar en hy het hom gedoop en toe hulle het uit die water uit opgeklim. Ons lees ook in Handelinge 8 vers 36 tot 39, waar Filippus die evangelie deel met 'n man wat hom ook wil laat doop. En dit sê hulle het in die water afgeklim, Filippus het hom gedoop en hulle het weer uit die water uit opgeklim. So die afklim in die water in en die opklim uit die water uit, dui vir ons dat daar 'n onderdompeling was. Hulle het in die water ingegaan en hulle was onder die water in en het weer opgekom. Bybelse bronne wys dat die kerkgeskiedenis vol was van onderdompeling. Dis hoe hulle gedoop het in die tyd van Jesus, in die tyd van die disippels, maar so ook in die tyd van die vroeë kerk. Dit was altyd gedoen deur onderdompeling. En ons sien wel dat daar gepraat van kinderbesprinkeling, maar dit is 1300 jaar na Christus eers in die kerk ingebring. So net 'n vinnige samevatting. Dis baie belangrik dat julle weet dat ons sê nie jy word gered deur doop nie. Dit is belangrik om te weet dat ons word gered deur geloof in Jesus en nie deur iets wat ons doen nie. Mense neem Jesus aan op 'n doodsbed en hulle het nie kans om gedoop te word nie en hulle word nog steeds gered. Ons sien die ou wat langs in die kruis van Jesus was, wat Jesus vir hom gesê het, jy sal saam met my in die paradys wees. Hy het nie kans gehad om gedoop te word nie. So daar is nog steeds geredding beskikbaar, maar baie van hierdie mense het nie 'n geleentheid gehad nie. So dink bietjie vir jouself, wat as ek hierdie geleentheid gehad het om gedoop te word en dit nie gedoen het nie? Wat as daar 'n volle lewe vir my beskikbaar was, waar ek hierdie keuse kon gemaak het om gedoop te word en ek dit nie gedoen het nie? Jesus se laaste opdrag aan ons mensdom was tog nie om Christene te maak nie, maar dit was om mense disippels te maak en hulle dan te laat doop. Dis 'n basiese beginsel wat deel is van ons Christelike fondasie wat van ons verwag word uit gehoorsaamheid wat Jesus gedoen het. Jesus was bereid om die publiek aan 'n kruis te hang vir ons, vir 'n skare mense. So gaan ons skaam wees om vir mense gedoop te word? Gaan ons skaam wees om hierdie
stap te neem. Ek wil julle met hierdie gedagte los. As jy by mense sit en jy sit aan tafel saam met hulle en hulle sê vir jou, kom sit en eet. En jy gaan sit net aan tafel, maar jy eet nie. Gaan dit ook snaaks wees, want hulle het vir jou 2 opdragte gegee wat op mekaar volg. Maar jy het net gaan sit en nie geëet nie. So ek wil julle bemoedig. Jesus het ons gered en as jy gered is en jy is nog nie gedoop nie, het jy gaan sit. Maar dit is ook tyd om die volgende stap te neem van geloof en van gehoorsaamheid en om gedoop te word. As jy met jy gepraat het in hierdie oomblik, wil ons jou bemoedig om dit nie uit te stel nie. As jy nog gedoop moet word, doen dit so gou as moontlik. Dit is gehoorsaamheid teenoor Christus. Dis een van sy bevele wat hy gegee het en ons wil graag hê jy moet die volheid beleef van dit wat die Here vir jou beplan het. Neem aksie, doen dit so gou as moontlik. Kom by 'n kerk uit, word gedoop en vat hierdie stap van gehoorsaamheid. Kom ek bid vir ons. Here, dankie dat ons kan bid vir gehoorsaamheid. Here, dankie vir die fondamente wat U gelê het. Here, dankie dat ons deur hierdie fondamente kan gaan, maar dit is U hart dat ons ook verder gaan. Here, waar daar nog plek in ons fondamente is wat ons nog nie gedoen het wat ons moet doen nie, gee ons die genade om dit te doen. Here, ek bid vir mense wat nog nie gedoop is nie. Here, dankie dat hulle gedoop sal word. Dankie dat hulle die stap van gehoorsaamheid sal neem en gedoop sal word en 'n publieke proklamasie sal maak dat hulle aan Jesus behoort. In Jesus naam. Amen.